Die lang naweek is skaars verby en het voel asof mense al klaar weer jaag. Mag hierdie oomblik dus vir jou 'n veilige ruimte wees. Een waarin jy nie hoef reg te wees nie, net eerlik. Dit is nie altyd maklik om so stil te raak nie. Veral wanneer daar soveel dinge aan die gang is, binne in jou en buite. Maar hier is jy nie alleen nie. So kom soos jy is, want hier is rus en ruimte in God. Ek wil begin deur iets persoonliks te deel. En dit is vir my moeilik om so eerlik te wees, of dalk nie, want ek ken nie selfbewustheid hiervan. Die gevoel van, is ek dalk te reguit, of is ek dalk te veel? Dat mense dalk gaan wegkyk, of teen my gaan praat? Is ek dalk te veel op myself ingestel hiermee? Ek weet hoe dit voel. Dit voel om met angs van die olifant in die kamer te leef. Om te voel, ek moet iets sê, maar ek weet nie hoe gaan dit land nie. En tog het ek ook gesien dat eerlikheid genees. Dit is nie altyd gemaklik nie, maar dit bring rus. Rus omdat jy nie meer voorgee nie. Rus omdat ek nie hoef te perform nie. En rus omdat ek nie hoef weg te kruip nie. Ons lees vandag Lukas 6 vers 6 tot 11. Op 'n ander Sabbat, toe hy weer na die sinagoge gegaan het en daar onderrig gegee het, was daar 'n man wie se regterhand verdor was. Die skrifkenners en die fariseërs het hom dopgehou om te sien of hy op die Sabbat iemand gaan gesond maak, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar hy het geweet wat in hulle gedagtes aangaan. En vir die man met die gebreklike hand gesê, kom, staan hier tussen ons. Die man het opgestaan en daar gaan staan. Toe sê Jesus vir hulle, ek vra julle, is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen of sleg te doen, om 'n lewe te red en of dit te gronde laat gaan? Nadat hy in die ronde na hulle almal gekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. Hy het dit gedoen en sy hand het gesond geword. Hulle was egter buite hulle self van woede en het onder mekaar beraadslaag oor wat hulle met Jesus kon doen. Jesus weet mense kyk. Nie met oop oë van verwondering nie, maar met agendas, met verwagtinge, met 'n begeerte om hom te toets. En tog doen hy goed. Hy roep 'n man nader wie se hand verdor is. Dalk nie net fisies nie, maar ook emosioneel. Gesien, maar nooit geraak nie. Nie deel nie. Hy's onrein. Hy's apart. Jesus sê, kom staan tussen ons. Kan jy dit hoor? Nie, gaan weg, jy hoort nie hier nie, maar kom nader. Dalk is daar iets in jou wat jy al lankal versteek. 'n onsekerheid, 'n fout, 'n beperking, 'n seer,
En Jesus sê vandag, steek dit uit. Nie vir vernedering nie, maar vir genesing. Jy sal dalk nie goedkeuring kry van almal nie, maar is goed, want die gehoorsaamheid aan Jesus is nie altyd gemaklik nie, maar is altyd bevryding. Ek nooi jou nou om net vir 'n paar oomblikke stil te wees. Nie om antwoorde te vind nie, maar om ruimte te maak vir wat jy voel. Dink aan hierdie vraag. Wat is die een ding wat ek vandag vir Jesus kan wys, wat ek tot nou toe wegsteek? Of dalk, wat is die goeie wat ek weet ek moet doen, maar waarvoor ek bang is? Dalk, waar wil ek herstel beleef, maar ek is bang vir wat mense gaan sê. Neem 'n paar oomblikke om hieroor na te dink, en dan sal ek vir ons voorgaan met 'n gebed. Here, U weet hoe maklik ek kan wegkruip. U weet hoe swaar dit is om eerlik te wees voor mense en soms self voor U. Dankie dat U nie roep om my uit te wys nie, maar om my heel te maak. Dankie dat U nie sê, word reg en kom dan nie, maar eerder kom en wys wie jy is. Steek jou hand uit. Ek bring my selfbewustheid, my skaamte, my twyfel en verlange, en ek steek dit uit na U toe. Maak my gesond, nie net my hand nie, maar my hart, my moed en my vertroue. Amen. Jy hoef nie nou iets te gaan doen nie. Wat jy wel mag doen, is rus.
Rus in die wete dat jy nie alles hoef op te los nie. Dat jy gesien is. En dat eerlikheid jou nie diskwalifiseer nie, maar jou vrymaak. Jy is genooi om nie dadelik iets te gaan verander nie, maar eers 'n tree terug te gee. Paar oomblikke net hier te wees. Mag jy vanaand ligter slaap. Mag jy môre sagter wakker word. En mag jy die rustigheid hê om weer te luister. Wanneer Jesus fluister, staan op, kom nader, steek jou hand uit. Amen.